Goeiedag vriende, welkom by dag 1 van ons oordenkings. Ons staan ook op die voorrand van Pinkster en die Pinksterfees wat vir ons voorlê. Kan ek vir jou 'n retoriese vraag vra, wat verskaf jou vreugde in hierdie lewe? En ek oordeel dat ons aan verskeie voorbeelde en keuses kan dink wat ons gelukkig maak in hierdie lewe. Maar die Bybel dink 'n bietjie anders oor geluk. In die Bergrede verklaar Jesus dat God 'n ander tipe geluk aan ons wil bied en ons wil gee en ook vir die wêreld wil gee. En mense sou seker kon sê ons sal nie noodwendig iets hiervan gekies het nie. God nooi ons juis uit om deel te word van sy liefdessirkeldans in hierdie lewe soos uitgedruk in die lewe van Jesus. God nooi vir jou en vir my uit om in afhanklikheid van hom te lewe. Die skepingsverhaal getuig juis hiervan, want die skepingsverhaal getuig van God se sorg aan die skepping, maar ook aan ons as mense om daardeur ons afhanklikheid van God te verklaar. En nou wanneer Paulus nadink oor die skepping, dan praat Paulus van God as die een wat die lewe en die asem aan alles en almal gegee het. God wat voorsien, maar God wat ook grense aan alles in hierdie lewe en in die skepping geplaas het. God gee vir jou en vir my as mense lewensruimte en 'n lewensplek waarin ek en jy kan leef, kan werk, kan lief hê, maar ook waarin ons treur en ons ook ons besorgdheid oor die lewe kan uitdruk. Maar liewe vriende, die diepste sin van die skepingsverhaal is dat God is wat in 'n verhouding met ons as mense wil leef. God is die alomteenwoordige in jou lewe. Hy bewandel by wyse van spreuke die tuin van jou lewe. Hy hou jou tuin in stand. Hy roep na jou. Hy wandel met jou in jou lewensreis. God hou ons geloof in stand. Want daarom het God sy Gees aan ons gestuur om in ons te woon en ons lewens te rig op sy waarheid en in sy waarheid. Daarom getuig ek en jy saam met Paulus uit God leef, beweeg en bestaan ons. Vriende, hierdie is nie net 'n hemelpastei geloof nie, maar dit is gebore uit die geborgenheid van gelowige mense wat in spite van die dorings in jou lewenstuin God se nuwe skepping in Christus ervaar en beleef. Kom ek bid saam met jou. Grote God, U skepperhand word verheerlik deur die werke. Ons in wie U Gees reeds woon, wy aan U ons dankgebede. Amen.